Ek gaan 'n paar neute vir die konstitusie. Nou ek was nie vegan nie, hoor. Moet nou nie 'n storie begin nie. Ja, kom aan, moer daai boer. Ons daai programmetjie op weer. As hy vir boere nou nie genoeg rondgeneek word nie. Ja, nee, kyk, ons ontmoet mos nou die rooi spannetjie. Kyk, Dandrey was nou die eerste kandidaat. Hy wil sommer opgooi toe hulle net begin praat. Weet in die fights het nog eers begin nie. Hy reken toe, hy's oor die beeste en hy gaan maar op die beeste oefen. Ek hoop net nie dis melkkoei nie, want as jy nou hulle slaan dan lyk dit so. Helse gemors wees. Hy sê hy is al gemoker, maar hy self het nog nie gemoker nie. En boonop op sy hemp staan daar hotspot. Ek hoop net hy besef hy sal meer as goeie wifi nodig hê as hy nou binne in die kruit klim. Ja, kyk nou David, hy's kandidaat nommer 2. Nou getrou in sy naam het die ding met die batsieband so aan. Begin hy toe sommer sonder 'n hemp sy voorstelling. Hy boer met hydroponics. Weet dis mos maar alles daai klein goedjies. So sy hande is baie mooi. Daar's niks grease goed van die trekkers onder sy naels nie. Hy sê ook hy wil bietjie man teen man veg. Nou ek weet nou nie teen wie hy voorheen geveg nie. Dis dan maar seker teen die vrouens daar by die Woolies uitverkoping of die ou tannies daar by Nampo. Hy sê toe ook die manne moet weet hy kom vir hulle. Sy maat blykbaar 3 koffies in sy melkbeker gegooi. Ja, lyk my al wat nou nog oorgebly het is die moer. Nou Erik is kandidaat nommer 3. Hy's ook 'n rugbyman, maar hy's ook maar meer voorry as daar heel agter die hollery. Ja, maar meer soos 'n dikwil fiets aan die poskantoor versus die Tour de France resies fietser. Hy dra so 'n hoedpet met Amerikaanse vlag. Ek hoop nou net die trainer sê vir hom, hy veg nog nie internasionaal nie. Hy moet eers die local yokels uitsort. Erik sê ook hy pluk 3 keer 'n week op die plaas. Nou weet ek nie wat pluk hy nie, miskien pluk hy net sy moer. Ja, en dan staan Jannie. Hy reken die bekleierery lyk altyd vir hom vreeslik cool, maar ek dink as sy bril begin opwasem daar in die kruit, gaan hy dalk agterkom dis hotter as cooler. Hy sê hy's redelik fiks. Hy klim in die bome en dan saag hy takke af. Maar hulle sal nou net vir hom moet sê daar is nie bome in die kruit nie. En die pale wat daar is, die hoekpale, hy mag nie en dit opklim nie. Dit is mos nou nie 'n paaldans kompetisie of 'n ding nie. Ons nou vir Etienne ontmoet sit, hy nou so met 'n takkie in sy mond. Baie soos, jy weet, daar met Noag se ark, toe die voël uitgevlieg het, met die takkie teruggekom het. Dit kan ook wees dat hy dalk vegan is. Die wat, kyk, hy boer ook met neute. Vreeslike klomp neute. Maar ek net sê, as hy vegan is, moet hy dit liewer nie vir die ander boere sê nie. Ja, en hy sê ook, hy was groot gat in hoërskool op die koshuis. O nee, hy was in hoërskool, in die koshuis, by die groot gat, Kimberley. Ja, hy sê toe hy hoor van die ding, toe het hy ook sy naam in die hoed gegooi. Maar ek hoop hy besef, hulle gaan vir hom later in 'n kruit gooi. Hoor, die laaste ou van die rooi span is Driekus. Nou, hy die regte naam, maar hy's eintlik 'n kanaalduiker. Hy's op 'n kanaalbesproeiingsstelsel. Ja, dan weet ek nie. Ten spyte van sy naam, nou het hy nie 'n merkie aan sy gesig nie. Hy lees toe ook 'n gedig voor. Ek wil net vir hom sê, ek dink nie dit gaan werk in die kruit nie. Weet jy, mens staan nie lank genoeg stil om te luister nie. So ek dink nie dit is heeltemal die regte voorbereiding nie. Driekus sal vir Driekus daar 'n bietjie moet adviseer. In episode 3 gaan ons blykbaar sien hoe mik hulle agterloop. Nou, ag ek het gedog is fight, jy weet nou, sal loop. Ek weet nie is dit 'n geweerloop, is dit leeuloop. So ons gaan maar moet wag om te kyk. Onthou dis nou donderdag aand weer 8uur op Via. Ons groet dan vir eers. Aan Matie.